Wie van julle is routine mense? Jy like routine, dat jy doen elke oggend dieselfde. Jy staan op, jy gaan maak koffie, elke dag, jy soos boring soos wat dit kan kom. Jy doen elke dag, kom, wie van julle is routine mense? Jy doen elke dag presies dieselfde. Ok, die meeste van julle, dis elke dag so dieselfde. Nou ek het, so week en 'n half terug, het ek hierdie openbaring gekry, hierdie lig wat aangegaan het, hierdie oomblik iets beleef, en ek moet dit vanmôre met julle deel. Dit was net vir my, dit was net amazing, en dit het my hele lewe verander. Ek moet dit vanmôre met julle deel. En ek weet nie of julle dit agtergekom het nie, maar Kersdag is elke jaar op die 25ste Desember. Dink daaraan. Laat dit net insak in jou hart, en elke jaar val Kersdag op die 25ste Desember. Weet julle hoe maklik maak dit om Kersfees te reël? Want jy weet, is die 25ste, imagine dit was die 22ste, en dan is dit die 29ste, dan was ons almal confused, veral julle routine mense. Dis amazing. Dit was net vir my hierdie openbaring van, as jy my nie glo nie, gaan kyk self. Kersdag, elke jaar, vandat ek kan onthou, en ek het gaan terugkyk, 25ste Desember. Dit maak dit net, ek het soveel vrede beleef toe ek het agtergekom het, want ek kan my beplanning maak het net soveel makliker, om die ete te reël. Dit is net soveel makliker. Dit laat my dink aan 'n paar goed. Gravitasie, ons almal weet wat's dit. Dit is hierdie magneet van die aarde wat alles aftrek. Jy kan op hierdie aarde gaan net waar jy wil. As jy iets opgooi, gaan dit afkom. Dis 'n wet. Dit is oral presies dieselfde. Jy kan in die noordelike halfrond wees, jy kan op die pole wees, jy kan hier wees, jy kan op enige plek wees, selfs in Brakpan. As jy iets opgooi, steel iemand dit miskien, as dit nie afkom nie, maar dit moet afkom, okay? En die ander ding is, die son kom elke dag op. Elke dag. As jy gaan terugdink oor jou lewe, as jy gaan teruggaan in die geskiedenis, die son kom elke dag op. Partykeer sien ons hom nie, hy's agter die wolke, maar glo my, hy's daar. Dis vandag kwaai bewolk, maar ek beloof jou, die son het opgekom. Dit gaan lig word elke dag. Dis so heeltyd presies dieselfde. Het julle geweet die aarde, as hierdie die son is, die aarde beweeg om die son teen 67.000 myl per uur. Hy beweeg, ja, hy beweeg 67.000 myl per uur. Nou saam met dit wat hy so om die son beweeg, die aarde, spin die aarde, terwyl hy ombeweeg. En die aarde spin teen 1600 km/h om sy eie as. As jy partykeer dizzy voel, dis die rede. Ok? En soos wat die aarde so om die son beweeg, dit gebeur al vir duisende jare. Dis net elke keer daar. Dit gebeur. Gravitasie, dis daar. Die son kom elke dag op. Die aarde beweeg heeltyd om die son. Hy spin om sy eie as. Dis net hoe dit gebeur. Is nog altyd so. Dis hoe God dit geskep het. God het dit so gemaak. Maar eintlik, as 'n mens daaraan dink, dis boring. Die son kom elke dag op. Elke dag, as jy iets optel, gaan dit val. Dis so presies dieselfde heeltyd. Die son beweeg net, die aarde beweeg net heeltyd om die son. Dis net so heeltyd dieselfde. Maar juis omdat dit heeltyd dieselfde is, bring dit vir my sekuriteit. Dit laat my rustig voel. Want imagine as die son vir 'n paar dae nou nie opkom nie, dan kom hy op en dan kruip hy weg en dan sy daar en dan sy nie daar nie. Weet jy hoe die mekaar gaan ons wees? As die son nie opkom nie. Dit bring juis vir my sekuriteit in my lewe om te weet, hy is net so getrou, hy kom elke dag op. Kersfees gaan elke jaar op die 25ste Desember wees. Dit klink boring, nee, dit is maar net hoe getrou die skepping is.
En dit het my laat dink aan die Here. Aan getrouheid, hoe faithful die Here is. Hy's net altyd daar. Hy's net altyd daar. Ek wil net dink vir 'n oomblik aan alles in hierdie lewe wat verander. Kom, dink gou 'n paar goed in jou lewe wat verander. Rentekoerse, belasting, pryse, hallo, die weer, karre verander, jou vrou se moods. Ek en jy, ons kan nie ons lewe om niks eintlik bou nie. Probeer jy jou lewe bou op die ekonomie. Try dit. Jy bou jou hele lewe, jou hele toekoms op die ekonomie, vir rentekoerse. Jy kan dit nie doen nie. COVID het dit vir ons kom leer, nê? Ons het so gedink, wel, hier is die nuwe jaar 2020, ons is excited en dit gaan 'n lekker jaar wees. Hallo, en toe breek die einde Maart aan. En alles is te mekaar. En dit het ons net kom leer en ons het net weer eens vergeet. Die lewe verander so. Die lewe kan in 'n oomblik verander. Dis onbetroubaar. Jy kan nie jou lewe bou op geld nie, op mense nie. Jy kan nie. Dit is net hoe onbetroubaar hierdie lewe is. Jy kan nie jou lewe, jou toekoms, jou hoop en op geld en dinge en mense en 'n ekonomie bou nie. Want dit is net te onvoorspelbaar. Jy weet nie wat gaan gebeur nie. Jy weet nie wat gaan kom nie. Maar ek wil hê jy moet saam met my vandag iets sien van jou en my Jesus. Ek wil hê jy moet vanmôre saam met my kom kyk na 'n aspek en 'n karaktereienskap van ons God. In hierdie wêreld van onsekerheid, in 'n wêreld waar dinge nie mekaar is en wisselvalligheid en onbetroubaarheid, kom die Bybel dan leer hy ons in Hebreërs 13 vers 8 die volgende. Hoor wat staan hierso. Hebreërs 13 vers 8 staan daar: Jesus Christus bly immers dieselfde. Soos hy gister was, is hy vandag en sal hy môre ook wees. Amen. Dis wie hy is. Hy was gister lief vir jou, hy is vandag lief vir jou en hy gaan môre vir jou lief wees. Maak nie saak wat jy doen nie, maak nie saak waar jy gaan in die lewe nie, die Here bly altyd presies dieselfde. Weet jy wat doen dit? Dit bring sekuriteit vir my. Dit maak my rustig wees van. Imagine God het mood swings gehad. Dan sy vies, dan sy kwaad, dan sy liefdevol, dan sy genadig, dan gaan hy straf. Dis nie wie God is nie. Hy's altyd immers presies dieselfde. Hierdie genadige God. Ons weet wat om te verwag as ons na God toe gaan. Ons weet hy gaan liefde gee. Ons weet hy gaan genade gee. Ons weet hy gaan tweede kansse gee. Dis wie God is. Hy's altyd presies dieselfde. Hoor wat sê die Engelse vertaling van hierdie vers, van Hebreërs 13 vers 8. For Jesus doesn't change. Yesterday, today, tomorrow, he's always totally himself. Is dit nie amazing nie? Hy's net altyd dieselfde. Hy's altyd vol genade en vol liefde en vol vrede. En dit maak my in my hart rustigheid beleef as ek dink aan hierdie wonderlike God wat ons dien. Hy's net altyd totally homself. Ek het hier voor 'n kompas. Nou die van julle wat weet hoe 'n kompas werk, die rooi gedeelte, daai naald wys altyd noord. Jy kan 'n kompas vat en jy kan hom ronddruk, rondskud, hier hou, daar hou. Jy kan met hom draai soveel as wat jy wil. Soos wat jy draai, daai naald gaan altyd terugdraai en noord toe wys. Altyd. Hy sal altyd noord toe wys. Jy kan hom beweeg en rondskud en rondbeweeg net soveel as wat jy wil. Jy sal altyd met 'n kompas die regte rigting kry. Altyd. Maak nie saak wat gebeur nie. Dit kan nie verander nie. En indien ek en jy iets in hierdie lewe wil weet, as ons iets in hierdie lewe wil beter verstaan of wil uitvind, is daar iemand wat altyd sal weet. Daar's iemand wat altyd sal weet wat aangaan, wat alles weet, wat alwetend is.
En nou hoor wat sê Maleagi 3 vers 6. Staan die volgende, dis die Here wat hierso praat, hy sê, ek is die Here, ek verander nie. Ek is die Here, dis God wat self praat, hy sê, ek is die Here, ek verander nie. Nou as daar iemand is, wat weet, dat hy weet waarvan hy praat, dan is dit God. Dis hoekom ons hom God noem, dis hoekom hy God is. Daar is niemand anders buiten hom as God nie. Hy sê, ek is die Here, ek is God, dis wie ek is, en ek kan nie verander nie. Die Nuwe Testament ergens kom en sê, die Here, daar's net 'n manier wat hy kan verander nie. Hy kan net nie verander nie. Dis wat hom God maak. Hoor wat sê die boodskapvertaling van hierdie vers. I am God, yes, I am, I haven't changed. Dit laat my so rustig voel. Dit bring soveel sekuriteit. Dis soos die son wat net elke dag opkom. Hy gaan onder, maar ons raak nie depressief as die son sak nie. En dan, wanneer gaan dit nou altyd donker wees? Ek wonder wat gaan môre gebeur. Sê nou nie die son kom nie môre op nie. Ons worry nie daaroor nie, hoekom nie? Want môreoggend kom hy maar net weer op. Dis presies hoe God is. Hy's net altyd daar. Hy's net altyd daar. As die Here sê, I am God, yes I am, I haven't changed, dan sê hy, wie ek was in die begin by die skepping, is ek nou. Wie ek was in die Bybelse tyd, dis wie ek nou is. Wie ek was met my seun, dis wie ek nou is. Ek verander nooit nie. Ek verander net nooit nie. Dit laat my so veilig voel. Dit laat my vanmôre so kalm en rustig voel in my gemoed. Maak nie saak wat kom nie, hy gaan net nooit verander nie. Hy is net vir ons altyd daar. Wie van julle was in die Kaap en die Tafelberg gesien? Dis nogal iets om te sien. Ek weet, nou so ruk terug was al mense in ons gemeente vir die eerste keer in die Kaap tot hulle Tafelberg gesien. Hulle het hom nog net altyd op foto's gesien. Nou as jy nog nie daar was nie, doen moeite, maar dis belangrik om uit te vind of die berg daar is, voordat jy gaan. Dis baie belangrik, want as jy Kaap toe gaan, moet jy opgaan op die berg. Jy moet bo op daai berg kom en jy moet daar rondloop en van bo af afkyk oor die baai en dis iets om te sien. Maar imagine, jy beplan jou hele vakansie rondom Kaap en jy kom daar en waar is die berg? Imagine dit. Jy kom daar in die berg is vir daai tyd nie daar nie, maar jy moet uitvind voordat jy die van julle wat hierdie jaar wel Kaap toe gaan, maak asseblief seker dis nie Kimberley se beurt hierdie jaar om die berg te hê nie. Dit klink belaglik as ek dit sê, nee. Ek dink van, hallo, jy is nie lekker nie. Ja, maar dink so, ek weet as 'n mens so redeneer, is jy nie lekker nie, maar ek het nog 'n bietjie gedink oor dit. Imagine dit gebeur oor 2 jaar. As COVID kan gebeur, kan dit ook seker gebeur. Nou is die berg net nie meer daar nie. Nou as dit gebeur, nou as jy oor 5 jaar wil Kaap toe gaan, dan gaan jy navorsing doen om uit te vind of die berg daar is, want dan is daar onsekerheid in jou hart. Want sê nou net die berg is nie daar nie. En die van julle wat wel Kaap toe gaan Desember maand, ek weet nou raak julle bekommerd. Want sê nou net, dit is die waarheid en so iets gebeur, soos die berg wegraping of iets, ek weet nie. Daai berg gaan nêrens nie. So gaan maar. Okay, want daai berg is al vir 240 miljoen jaar is hy al in Kaapstad. Nog voordat Kaapstad was Tafelberg daar. Nog altyd. Daai groot rotsmassa was nog altyd daar. Hy gaan nêrens nie. Nog iets groter as Tafelberg. Lees ons iets in Psalm 18 vers 2. Daar staan: Die Here is my rots, my vesting. Waarvan praat rots? Standvastig. Hy's altyd daar. En vanmôre vir jou sê, as jy ooit daaroor wonder, God gaan nêrens nie. Julle is verskriklik stil vanmôre. Ek gaan dit weer sê. God gaan nêrens nie. Amen. Hy's altyd daar. Ek het 'n raaisel. Ek wil kyk wie van julle is skerp vanmôre. Okay, hier's 'n riddel. Ek is lank as die son laag is en kort as hy hoog is. Kom aan, julle.
Jou skaduwee. O ja, daar gaan die liggies nou aan. Okay? Vir julle ander kom ek verduidelik het, want anders gaan julle my hele preek mis, want julle gaan nou probeer uitseker wat hier aangaan. As ek is lank as die son laag is, soos die son laag skyn is my skaduwee lank, het julle hom. My skaduwee is kort as die son hoog is julle daar. Okay, nou moet julle by my bly. Okay, Poerie het jy hom. Hoor hierdie vers. Jakobus 1 vers 17, die eerste gedeelte sê, die Here staan onbeweeglik vas. Daar as God hy staan onbeweeglik vas. Dis wie God is. Maar hoor die res van die vers. Selfs sy skaduwee verskuif nie. Wow. God staan onbeweeglik vas as hierdie rots. Selfs sy skaduwee beweeg nie eens nie. Jou en my skaduwee skuif. As ek hier op die stage is met die skaduwee van die ligte, hoe ek beweeg, dit skuif heeltyd. Selfs as jy buite staan wanneer die son skyn, as jy vir 'n halfuur staan en agterkom, my skaduwee heeltyd beweeg. As dit kom by die Here, hy sê hy is so standvastig, hy is so getrou, hy is so altyd daar, nie eers sy skaduwee kan beweeg nie. Dit laat my rustig voel. Dit gee my soveel sekuriteit en vrede in my hart. Hy's net altyd daar. Hy's getrou, hy's faithful. Nou die woord faithful beteken die volgende. It's a person's absolute stillness, steadiness and unchangeable nature. Dis wat faithful beteken. Iemand wat getrou is, daar's 'n absolute stiltes. Dis nie van die woorde nie, dis van net hy's daar. Hy stick with. Hy's net altyd daar. Hoor wat sê Deuteronomium 32 vers 4. Hy is die rots waarop ons lewe bou. En ons is veilig omdat ons by hom is. Alles wat hy doen is goed en reg. Hy staan by ons en hy doen nooit iets verkeerd teenoor ons nie. Hy doen net goed aan ons. Jy kan maar op hom vertrou. Is dit nie mooi nie? Wat beleef jy op die oomblik in jou lewe? Waarheen gaan jy op die oomblik in jou lewe? Voel dit of hierdie jaar 2025 vir jou net te veel was, hy het vinnig gegaan, maar dit voel vir jou hierdie jaar, daar het soveel dinge gebeur. Dit voel of hierdie jaar net te veel was vir jou, miskien verskillende aspekte. Miskien is daar mense wat jou geweldig teleurgestel het, omstandighede jou teleurgestel het. Wil ek vandag vir jou sê wat hierdie vers sê, jy kan maar op hom vertrou. Hoekom? Hy's net altyd daar. My laaste vers wat ek vir jou wil lees. Klaagliedere 3 sê die volgende, vers 23. 'n Mens kan altyd op U vertrou. Elke oggend is U maar net weer daar. Ek sê vir myself, ek vertrou die Here. Wil jy nie nog oomblik nie op jy sit vir jouself net sê, kom sê dit wat jy hoor, ek vertrou die Here. Kom sê vir jouself, ek vertrou die Here. Hy's net altyd daar, elke oggend. Here is hy maar net weer daar, dis die son, hy kom op en hy gaan af, en môreoggend is hy maar net weer daar, die Here is elke dag maar net weer daar. Hoor wat sê die Message vertaling van hierdie vers. God's loyal love couldn't have run out. His merciful love couldn't have dried up. They are created new every morning. How great your faithfulness. I'm sticking with God, and I say it over and over. He's all I've got left. I'm sticking with God. Hoekom? Hy's net altyd daar. En in hierdie tyd wat ons ingaan met Kersfees wat voor lê en in die deur amper van 'n nuwe jaar weer, I'm sticking with God. And I say it over and over. I'm sticking with God.
I'm sticking with God. He's all I've got left. Mag jy dit vandag kom sê in jou lewe? I'm sticking with God.